Baie welkom by hierdie episode van Wijngaard Weekliks op Litnet se YouTube kanaal. En die keer wyk ek so bietjie af van die aktuele deur te praat oor Bafana Bafana se wonderlike vertoning daar by die Wêreldbeker, sokker Wêreldbeker toernooi, en ek het vir Gert van der Westhuizen nader getrek om saam met my daaroor te gesels. Hy is politieke redakteur van Netwerk 24, maar wat van ons vriende dalk nie sal weet nie, Gert, is dat jy voor hierdie rol van jou ook vir baie lank 'n gerekende sportjoernalis was. Welkom. Baie dankie Heinrich, altyd lekker om met jou te praat. Ons het dit lanklaas gedoen hè. Inderdaad, laas nog toe ek by RSG aanbieding gedoen het en ook by Kyknet, hier is ons nou op YouTube hierdie keer. Het jy soos ek en 'n klompie ander mense opgestaan vanoggend om die wedstryd te kyk? Ek het inderdaad Heinrich, en die dag raak nou bietjie lank nee. Ek was self bekommerd dat ek dalk nog deur die slaap sal lyk as ons twee gesels. Daar is natuurlik die ongelowige Thomasse, laat ek maar eerlik wees, waarvan ek ook familie is, wat glad nie gedink het Bafana sal na die uitkloprondes deurdring nie. Heinrich, ek moet sê, dit is ook goeie familie vir my, jy weet, ek het dit nou al lank geleer in my rugby en sokker kyk loopbaan, want ek is die twee sporte waarvan ek die meeste hou, maar ek ondersteun altyd die verkeerde spanne. Jy weet, na die tweede wedstryd van Bafana het ek 'n klein bietjie meer hoop gehad, maar ek het tog nog gisterand gedink, jy weet, ek dink ons kans is maar skraal, maar ek hoop tog daar kan iets gebeur. Jy weet, ons in Suid-Afrika hoop tog mos maar altyd dat iets moois kan gebeur, en daar het toe inderdaad volgens iets moois gebeur, en ek is baie bly ek het opgestaan daarvoor. Die tweede wedstryd was teen Tsjechië, die eerste teen Mexico in Mexico. En dit moet ek jou sê, as iemand wat nie sokker ken soos jy nie, het my baie mismoedig gelaat daai eerste wedstryd. Ja, Heinrich, dit het my ook tamelik mismoedig gelaat. Jy weet, benewens die 2 rooi kaarte het ons die verkeerde strategie gevolg en dit nie eintlik gelyk of ons lekker wil speel nie. Jy weet, ek dink dit is baie moeilik om in daai stadion voor daai tuiskare te speel. Jy weet, daai Aztec stadion moet 'n geweldige groot plek wees. En as hy vol Meksikaanse ondersteuners gepak het, gaan dit baie moeilik wees. Jy weet, maar nou het Bafana vanoggend gewys, daai stadion was bloedrooi van die Suid-Koreaanse ondersteuners, maar tog het dit hulle nie afgesit nie. Ek was bly om te sien die kamera het daarom genoeg kere na die groen truie, die Bafana truie in die stadion ook gedraai. Gert, dit is so dat ons met daai eerste wedstryd nie eintlik gelyk het soos wat die sportouens sal sê asof ons opgedaag het nie. Maar die logistieke nagmerrie wat die span ook ervaar het voordat hulle vertrek het, ietsie daaroor? Ja, Heinrich, daar was probleme met ons visums. Jy weet, ons het talle logistieke nagmerries ervaar sedert die uitkloprondes. Onthou jy nog toe ons 'n speler gespeel het wat teen Lesotho wat nie geregistreer was om te speel nie. Toe ons oorwinning is toe omgedraai in 'n 3-0 oorwinning vir Lesotho. Jy weet, ons het talle sulke probleme gehad. Jy weet, ons het altyd probleme in die topbestuur van ons sokker. Daar's gereeld binnenshuise gevegte wat nie goed reflekteer op Suid-Afrikaanse sokker nie. Mens weet nooit altyd hoe dit die spelers raak nie. Jy weet, daar's gewoonlik van die klaps wat ook moeilik is. Maar dit lyk tog of daar hierdie keer 'n bietjie meer rustigheid was, veral wat die klaps betrek. Daar's 'n baie groot Mamelodi Sundowns teenwoordigheid in die span. Jy weet, in Sundowns ons Afrika se kampioene die jaar. So ek dink dit tel in ons guns nogal. Iets wat ek moet bieg, ek nie onthou het as ek geweet het, ek behoort te geweet het, maar ek kon nie heeltemal onthou nie, dat ons in 1998 ook gekwalifiseer het vir die sokker wêreldbeker, die FIFA sokker wêreldbeker, en ook in 2002, maar almal van ons, selfs al volg in die sokker, onthou natuurlik die 2010 toernooi, wat ons hierdeur Suid-Afrika, of in Suid-Afrika liewer aangebied het, né? Ja, Heinrich, ongelukkig het ons toe ook nie baie goed gevaar nie. Jy weet, ons het Frankryk geklop in ons laaste wedstryd, maar toe het ons nie veel gehelp nie, en ons het die eerste gasheernasie geword wat uitgeskakel is in die eerste ronde. Ek onthou destyds toe Ghana nog deurgedring tot die tweede ronde, het ons gesê, nou skree ons maar vir Ghana en ons noem hulle Bagana. Maar hierdie keer het ons nou nie nodig om vir 'n ander span te skree nie, Heinrich. Gert, 2 goed oor daai laaste antwoord van jou. Die eerste is dat, maar ou kan darm nie vergeet van die openingswedstryd weer teen Mexico, waarin ons gelyk op gespeel het teen hulle, en daai eerste doel in die wedstryd wat deur Simpiwe Tshabalala aangeteken is nie.
Ja, nee Heinrich, dit sal 'n mens nooit vergeet nie. Jy sien dit gereeld en ek kry nou nog eintlik koue rillings as ek daaraan terugdink. Jy weet daai hele atmosfeer wat net daai dag geheers het en daai doel wat toe aangeteken is, dit was die perfekte begin vir ons Wêreldbeker toernooi. Ongelukkig het ons toe nou 'n doel afgestaan, gelyk opgespeel en teen Uruguay nie baie goed gedoen in ons tweede wedstryd nie. Dit het basies veroorsaak dat ons toe nou uitgeskakel is op die einde, maar ek dink ons het nog steeds 'n baie goeie toernooi aangebied destyds. En 'n mens is daaraan herinner deur 'n Netflix dokumentêre program. Ek weet nie of dit nou nog te sien is nie, maar wat baie onlangs uitgesaai is of wat ek baie onlangs gekyk het op Netflix oor die Franse span wat op 'n call moes besluit dat hulle gaan nou boikot half of hulle gaan wat was die woord staak, ja, maar dit is die woord. Ja. En dit was ek dink ons het nou nogal geluk geslaan toe ons hulle kon wen in die laaste wedstryd, want dit was ja, daar was 'n opstand gewees eintlik in die Franse span omdat die afrigter 'n spesifieke speler uit die span uit weggelaat het. Onthou jy dit? Ja, ek onthou dit nog baie goed, Heinrich. Daar was totale chaos in die Franse span. Hulle het toe uiteindelik besluit om die wedstryd te speel. Jy weet dan ons behaal nooit baie oorwinnings oor 'n Europese spanne nie. So dis een van ons groot oorwinnings oor 'n Europese span daai nie. Maar daar was taamlike chaos in die Franse kamp, moet ons toegee. En vanoggend kon ons voordat mense wat 5 uur opstaan normaalweg soos ek opgestaan het, kon ons 'n oorwinning vier. Die land se reaksie so onverwags dink ek soos wat die oorwinning was, so onverwags was dit ook oor hoe dat ieder en elk van die ondersteuners geraak het op daai oomblik. Ja, en selfs mense wat soms minagtend teenoor Bafana is. Daar's baie mense wat om verskoning gevra het omdat hulle so minagtend teenoor Bafana was. Ek het nou so van die tweets gevolg so vroeg vanoggend, jy weet, en Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal van die ANC, was baie aktief geweest. Hy het sommer 'n hele paar tweets deurgestuur. Ek het later een gesien van die president, jy weet, en elke liewe politieke party van die EFF tot die DA en AfriForum selfs het ook vir Bafana geluk gewens op X. En is duidelik dat hierdie sege nogal taamlik op 'n goeie tyd vir die land gekom het, dat dit nogal baie vir die land beteken nie. Wat is daai infamous woorde van Fikile? Bafana is 'n bunch of losers, nee, onthou jy dit nog? Ja. Ek hoor dit Tannie sê op Spectrum op RSG. Sy het opgestaan, sy het geen planne gehad om die wedstryd te kyk of te luister op radio nie. En sy wonder waar is die musiek wat gewoonlik voor 5 in die oggend speel en dit is toe nou nie daar nie. En toe hoor sy nee, maar is die sokkerwedstryd wat uitgesaai word en sy is daar doenig in die huis en besluit dan luister sy nou maar. En toe kon sy ook nou deel in die viering van die oorwinning. Ja, dit is baie lekker as so iets onverwags kom natuurlik nie. En ons het al gesien met 4 Wêreldbeker oorwinnings in rugby hoeveel sulke goed vir die land beteken nie. Die een ding wat my net nou 'n bietjie pla is hierdie hele vlaag van, kom ons noem dit nou maar xenofobie wat in die land posvat, jy weet, want gewoonlik is Afrika ook saam met ons baie trots op Bafana as Bafana iets reg kry of die Springbokke iets reg kry. Jy weet nou het mense al ongelukkige tweets gesien soos Republic of Xenophobia 1, South Korea 0. Jy weet, so daar is hierdie gevoel van ander Afrika lande wat nou nie baie van ons hou nie, en ek het selfs tweets gesien van mense wat sê hulle ondersteun Suid-Korea alhoewel hulle Afrikaner is, maar hulle hou niks van Suid-Afrika nie. Ek hoop tog ons kan hierdie oomblik ook gebruik om hierdie kwessie bietjie beter aan te pak en te kyk na 'n beter oplossing dalk daarvoor, jy weet, om ons menslikheid, ons Ubuntu wat ons so voor bekend is en wat ons altyd so graag aanhaal, of dit weer bietjie kan na vore tree. Wat verloor ons, Gert, as ons nie die ondersteuning van die vasteland van ander Afrikane het nie, teenoor as ons hierdie keer 'n klomp Suid-Afrikaners wen of oorwen wat met minder minagting dan nou na die vertoning van 'n Bafana span kyk. Heinrich, dit is altyd goed dat ons ander Suid-Afrikaners wen in sulke oomblikke. Jy weet dit het met die rugby ook gebeur. Mense wat niks van rugby gehou het of niks van die Springbokke gehou het nie, het later gaandeweg Springbok ondersteuners geword. Jy weet, want dit laat 'n mens tog trots voel. Dis tog ons manne daar wat ons verteenwoordig, wat ons kleure dra, wat ons vlag rondswaai. Dis ons mense daar, jy weet. Dit is jammer dat ons nie ook die Afrika gevoel kan deel nie. Jy weet, want dit is mense wat die vasteland met ons deel. Ons het baie meer met hulle in gemeen as met mense in Europa byvoorbeeld. En dis nooit goed om te sien as daar
struwelinge op die vasteland is en daar's redes om ongelukkig met mekaar te wees nie. Mens hoop tog die sokker kan 'n bietjie help om daai breuke bietjie meer te heel. Hoe vergelyk ons as 'n sokkerland met die res van Afrika en die res van die wêreld? Heinrich, ons was 60ste voor hierdie wedstryd. Ek dink ons het nou so 6 plekke opgeskuif. Ek het gou na die FIFA ranglys geloer voor ons gepraat het. Ons is nou 54ste. Jy weet, ek dink Suid-Korea was omtrent 25ste in die wêreld. Hulle het nou so 3 plekke afgeskuif, 28ste. Kanada teen wie ons nou Sondag speel is 31ste op die ranglys. So dis lande wat baie hoër as ons op die ranglys is. Maar jy weet, dit tel nie altyd as jy opdraf op die veld en dit hang maar baie af van jou gesindheid, dit hang baie af van die tuiskare en so. Kanada gaan nou, ons gaan in die Los Angeles stadion speel, so daar gaan 10 baie Kanadese ondersteuners daar wees, maar ons het nou vanmôre gesien ons hoef ons nie juist daaraan te steur nie. Wat 'n sokkerland betref, Heinrich, doen ons eintlik, ons het in 96 die Afrika Nasiesbeker gewen. Die volgende keer het ons tweede geëindig en toe derde en van toe wat ons baie swak gevaar in die Afrika Nasiesbeker. Ons het een van die rykste sokkerligas in die wêreld. Ons is eintlik veronderstel om baie beter te doen in Afrika, ook in die wêreld. Jy weet, as mens vat, hierdie is maar as 'n mens vat, dis eintlik maar ons derde wêreldbeker toernooi waarvoor ons gekwalifiseer het, want in 2010 het ons outomatiese kwalifikasie gekry. En dis nou die eerste keer wat ons tot die uitspelrondes deurdring. Dis 'n groot sprong vorentoe vir Bafana. En ek hoop regtig ons kan hierop voortbou en voortaan ons plek, regmatige plek wil ek amper sê, in Afrika inneem. Jy weet, ons het al 'n paar keer Sundowns het die Afrika kampioenskap gewen. Pirates het dit gewen in 95. Jy weet, so ons het 'n naam daarso, maar ek dink ons moet regtig beter doen, veral in Afrika, want Afrika is maar jou pad na die res van die sokkerwêreld toe. Daar is mense wat sê, ons het nou die situasie gehad, of ons het die situasie, waar jy het vroeër verwys daarna, daar's 'n hele klomp spelers van Sundowns in die Bafana groep, en as die ander span Pirates dan nou, of Chiefs. Ja, daar was ontevredenheid omdat er te min Chiefs spelers was in die stadium, Heinrich, jy weet, Okay, so dan is het, ja? voor die toernooi, jy weet, maar dit lyk my daarom, as 'n mens wen nie, dan raak klagte soos hierdie verdwyn altyd soos mis Ja. voor die son, Heinrich. Maar voordat ons gewen het, toe word daar gesê, dis dalk omdat daar te veel spelers van daai spesifieke klubspanne is, Yep. en die twee het heel goed gevaar in die kontinentale kompetisies hierdie seisoen, en toe lyk dit asof hulle te moeg daaraan gekom het by die wêreldbeker. Ja, Heinrich, jy weet, daar is altyd hierdie afgunstigheid, maar in alle sportsoorte, nee, jy onthou mag nou die Suid-Noord stryd in rugby altyd, en waarom was Tiaan Strauss nie in die 95 wêreldbeker nie, en ja, jy weet, al daai tipe goed, maar toe ons nou die wêreldbeker wen, toe gaan daai klagtes verby. Jy weet, en ek dink, dit is maar in sokker ook die geval, jy weet, daar's geweldige strawwe mededinging tussen die klubs, veral die topklubs, as jy kyk na Chiefs, Pirates, Sundowns, jy weet, daar's baie strawwe mededinging daarteen, en hulle ondersteuners is ook, kom ons gebruik maar die woord provinsialisties, nee, hulle is verskriklik geheg aan hulle spanne, en hulle sien net daai een kleur swart vir Pirates en daai geelrige kleur van Chiefs en dan die Sundowns wat soos Brasilië lyk, jy weet, hulle sien nie daai kleure voor hulle oë as hulle in die aand gaan slaap. Jy is natuurlik vertroud daarmee dat daar ander mense is, nou dat jy van kleur praat, wat ook na velkleur kyk, wanneer hulle na die samestelling van die Bafana groep kyk. Wat sê jy daaroor, die feit dat Kaapenaars, as ek nou maar moet sê, inheemse Kaapenaars, dit wil sê, daar moet meer van ons laities in die Bafana groep wees, en natuurlik ook, ongelukkig lyk dit my meestal mense wat nie regtig Bafana volg nie, wat sê, en waar is die wit seuns in die Bafana span? Ja, hulle moet maar na die klapsokker kyk en kyk waar is die wit seuns wat klapsokker speel, jy weet, om te kyk hoekom daar so min wit spelers in die span is. Daar is nie baie wit spelers wat op topvlak speel. Ek dink Brendan Cross is in die Bafana groep van Chiefs, ja. Daar's altyd klagtes omdat daar te min, soos jy sal sê, inheemse Kaapenaars in die span is. Ons het nou wel 'n paar daarvan van hulle gehad en wat vandag ook in aksie was, jy weet, en ek dink hulle word nogal taamlik goed verteenwoordig. Jy weet, ek dink Hugo Broos kom van die buiteland af, hy kyk nie na sulke goed waarna ons gewoonlik kyk nie. Hy kyk na wie sy beste groep spelers tot sy beskikking is en hy het hulle gekies. Is ons as Suid-Afrikaners se verwagtinge vir Bafana dalk te hoog? Is dit onrealisties? Heinrich, baie keer is dit te hoog, baie keer is dit onrealisties. Jy weet, die president het met hulle vertrek gesê, bring die beker huis toe, jy weet, ek dink dis nou maar net 'n bietjie politieke speletjie speel. Ek dink nie ons sal sommer die wêreldbeker huis toe bring nie, maar as ons nou Sondag vir Kanada wen, ons skielik in die laaste 16, jy weet, dan kan enigiets seker gebeur.
Maar dit geld nie net rugby nie, dit geld veral cricket. Jy sal onthou, ons verwagtinge van die Proteas is altyd baie hoog en keer op keer word ons teleurgestel. Jy weet, die Springbok het ons al 'n paar keer letterlik teleurgestel. Ek dink ons verwagting van ons sportspanne is oor die algemeen baie hoog. Ek dink dit is daai strewe om hierdie Suid-Afrikaanse uitsonderlikheid te sien wat ons so graag wil hê. Jy weet, en as dit nou die dag gebeur, dan voel ons vir 'n ruk lank baie goed oor onsself. Die president het daarom ook geklink asof hy positief sal reageer as ons goed doen in die toernooi met daai vakansiedag waaroor wat Suid-Afrikaners vir hom gevra het, hy vir ons moet gee, hè? Maar ek dink hulle moes vandag 'n halwe vakansiedag gemaak het na die eindvlakkie. Weet, dat ons daar 'n bietjie ons vroegoggend sokkerhoes kon gaan afslaap, maar die president het ook natuurlik reageer, jy weet, hy het gesê Bafana verteenwoordig wat ons wil sien, een nasie, een droom, een doel. En dit het nou vanmôre gebeur, jy weet. Maar jy weet toe Siya Kolisi laas by die president was nadat ons die Wêreldbeker in 2023 gewen het, toe sê hy ons moet 'n bietjie meer van daai gees wat losgemaak word met sulke oorwinnings, die diversiteit wat na vore kom, ons moet 'n bietjie meer daarvan sien in die regering van die land nie. En ek hoop sulke goed sal gebeur. Jy weet, en wat vir my baie goed is van hierdie oorwinning, mense kan sien daar is plekke waar Suid-Afrika regtig werk, waar Suid-Afrika goed kan werk. En dis hoekom sulke oorwinnings op ons regtig baie belangrik is. En ek is veral bly, Heinrich, dat Bafana dit reg gekry het, want sokker is nog altyd een van ons grootste sportsoorte in die land. En dit is baie goed om te sien as sokker die dag ook presteer. Daar is natuurlik mense, en dit bring ons 'n bietjie nader aan die temas waarmee jy jou elke dag besig hou, wat sê, as oorwinning op die sportveld maak geen verskil aan die misdaad statistieke van ons land nie, aan die lae ekonomiese groei nie, aan die onstabiele of disfunksionele munisipaliteite wat gekwalifiseerde auditverslae by die ouditeur-generaal kry nie. Gert, jou kamera is nou af, sien ek. En wat sê mens vir daai mense? Gert, jy moet dalk net jou kamera weer aansit. Daar's hy aan, Heinrich. Daar's hy, jammer, maar ek het net die Ja, verkeerde knop. ek hoop jy kon alles hoor waarna ek verwys het, Ek kon alles hoor gekwalifiseerde waarna jy auditverslae gesê deur die ouditeur-generaal, Ja. wat jy's gister weer uitgereik is. Die misdaadstatistieke, lae ekonomiese groei, hoë werkloosheid en. Heinrich, uiteraard kan sport geen verskil daarin maak nie, maar jy het deur die geskiedenis gesien hoe sport mense bymekaar kan bring. Jy weet, ons kyk byvoorbeeld na Duitsland wat in 1954 die Wêreldbeker gewen het, wat dit vir die Duitsers van daai tyd beteken het na die nasie-bewind, na die gruwels van die Tweede Wêreldoorlog. En toe wen hulle hom weer in 1990 toe Oos- en Wes-Duitsland saamgesmelt het, jy weet. Ek wens 'n mens kan daai momentum gebruik. 'n Mens moet daai momentum, daai goeie gees wat wakker gemaak word. Is jammer, 'n mens kan dit nie vat en 'n mens kan dit bottel nie. En jy kan dit hou en jy kan dit gebruik om momentum te gee op ander gebiede, want dit is reg wat jy sê, dit gaan nie huise vir mense bou nie, dit gaan nie misdaad bekamp nie, dit gaan nie die munisipaliteite beter laat funksioneer nie, dit gaan nie die ekonomie laat groei nie, maar 'n mens moet daaruit probeer leer, ons kon dit nog nooit reg kry nie. Hoe kan ons daai momentum kanaliseer na ander gebiede van die lewe toe, waar ons kan sê, kyk maar, ons het so goed daar gevaar, ons het saam gestaan, hoekom staan ons nie nou weer saam, en hoekom streef ons nie weer na 'n doeltreffende oplossing, of, jy weet, met hierdie gees wat ons losgemaak het nie. Ek wens mens kan dit net doen, maar ongelukkig is sportsukses dikwels vlietend van aard, nie, Heinrich, baie vlietend van aard, want môre is die arm mense nog steeds arm, alhoewel Bafana gewen het. Daar's een politikus wat ek op sosiale media sien, natuurlik vir almal wat kyk baie goed wil laat verstaan. Hy's die een ou wat van die begin af gesê het Bafana gaan goed doen. Sy naam is Guyton McKenzie, ons minister van sport en kultuur. Ja, hier het gesê Heinrich, maar Guyton is altyd 'n baie optimistiese man, hè. En ek meen, minister van sport is 'n baie lekker werk, want jy's die heeltyd in die kollig en jy werk nie met ongewilde goed nie, so jy kan die heeltyd kan jy mense probeer opgewonde maak met sport. Ons gaan goed doen. Kyk waar is ons, jy weet, Zizi Kotto was dieselfde met die Springbokke die vorige keer. Hy was van die begin af 'n groot Springbok ondersteuner en hy het gesê ons gaan hierdie beker huis toe bring en mense het gewonder, gaan ons dit regtig weer doen en daar doen ons dit toe vragies weer. Jy weet so, ja, Guyton het 'n lekker werk, dink ek. En ek dink dit is maar deel van sy job om rasieleier van die nasie te wees, né? Gert, die laaste vraag, wat jy 'n voorspelling waag vir 'n uitslag vir Sondag aand 9uur se kragmeting?
Heinrich, ek is net bly dis 9 uur in die aand en nie weer 3 uur in die oggend nie. Dis baie moeilik om 'n voorspelling te waag. Ek dink Kanada, as ek dit nie mis het nie, het hulle 'n bietjie opdraande gekry teen Switserland gisteraand. Maar nou ja, Bafana gaan met baie nuwe wat sal 'n mens dit nou noem, jy weet, selfvertroue die wedstryd tegemoet. Ek dink hulle gaan die wedstryd met baie meer selfvertroue tegemoet gaan as vandag, jy weet, en dit kan dalk aan hulle gun stel. Gert, baie dankie vir jou tyd. Ja, baie dankie. Baie waardering. Dis baie lekker om te gesels oor Bafana vandag. Dankie man.